nuus vanaand, ANC-strukture stamp koppe oor wie as burgemeesters kandidaate gekies moet word, wat daartoe lei dat die party slegs sy nominasies bekend maak. Die kulinêre reis van 'n hoë spannings-elektriesien en chef van die Noord-Kaap inspireer inwoners om hul grootste kosdrome na te jaag. Goeienaand, dis nuustyd op SABC2, baie welkom. Spanning en verdeeldheid loop hoog binne die ANC. En dit het daartoe gelei dat die party besluit het om nie sy burgemeesterskandidaate vir die opkomende plaaslike regeringsverkiesing aan te kondig nie. Strukture binne die party stamp steeds koppe oor wie as kandidaate in al die metro's en sekondêre stede aangewys moet word. Die aankondiging sal vandag gemaak word voor die party sy manifest môre in Diepsloot in Johannesburg bekend maak. Partybeamptes het egter die besluit geneem uit vrees dat dit nadelig vir die party se veldtog sou wees. Al die benoemdes is egter aangekondig en sal saam die verkiesingsveldtog voer. Suid-Afrikaners sal nou tot na die verkiesing op 4 November moet wag om te weet wie die ANC se burgemeesterskandidaate sal wees. Weens verdeeldheid in die party het die party besluit om nie sy kandidaate bekend te maak nie, maar slegs diegene wat benoem is. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê almal op die kortlys sal die dienslewering uitdagings in hulle dele van die land moet aanspreek. Our people are still confronted each day by the reality of what we still need to do. Many of our people are confronted by taps that run dry, by refuse that is not collected, by potholes that are not fixed, by grass that is not cut. Some of our municipalities are unable to pay their bills or maintain their infrastructure. There are others that suffer from leadership instability, poor management, corruption and wastage. Now these are realities that as the African National Congress we refuse to shy away from. These are realities, comrades, that we are determined to acknowledge, to confront and to correct. As much as we can be proud of our achievements, we are a movement that owns up to our shortcomings. Ramaphosa sê al die genomineerdes is aan 'n streng proses onderwerp en beskik oor die nodige leierskap-eienskappe en kwalifikasies. In local government, leadership matters because the quality of leadership determines whether there is service delivery, whether there is infrastructure development, whether officials of council and the councillors become servants of the people, and whether the residents experience that government is advancing their interests. That is why we stand here today to present the nominated comrades who are the finalists for the mayor's position for the respective municipalities. Al die genomineerdes is opdrag gegee om alles in die stryd te werp in die verkiesingsveldtog, aangesien niemand van 'n oorwinning verseker is nie. Bold One South Africa se streeksleier vir Tshwane, Martha Moshiga, is as die burgemeesterskandidaat vir die hoofstad aangewys. Die leier van Bossa, Musi Maimane, het die aankondiging by Freedom Park in Pretoria gemaak.
Volgens Maimane is Moshiga 'n voorstander van die belange van sowel rykes as armes. Sy beywer haar ook vir vroue leierskap in plaaslike regering en is 'n professionele kunstenaar. In Polokwane is Action SA se provinsiale voorsitter in Limpopo, Victor Motemela, as die party se kandidaat vir die burgemeester van die provinsie se hoofstad aangewys. Motemela is ook die burgemeesterskandidaat vir die Capricorn distrik. Tapelo Molepo was aanvanklik Action SA se keuse, maar hy is intussen onttrek. Die Inkatha Vryheidsparty het nuwe lede vanaf die National Freedom Party in sy geleedere verwelkom. Hulle sluit in vooraanstaande NFP-leiers soos die dienende burgemeester van die Edumbe plaaslike munisipaliteit en nasionale voorsitter van die NFP, Sibusiso Mkabela, die NFP se sekretaris-generaal Teddy Twala, as ook lede van verskeie NFP-strukture. Hulle voer interne striwelinge en gebrek aan visionêre leierskap aan as van die redes waarom hulle die party verlaat het. Hulle is ook tevrede met die IFP se dienslewering in munisipaliteite waar hulle aan bewind is. Die IFP gaan sy verkiesingsmanifest volgende maand by die Prinses Magogo Stadion in KwaMashu bekendstel. Die Weskaapse Polisiehoof en LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid het die moordtonele besoek nadat 3 ANC-lede binne 2 dae in Knysna vermoor is. Die polisie het hul teenwoordigheid in die dorp verskerp en ondersoek verskeie moontlikhede insluitend of die voorvalle polities gemotiveerd was, veral in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die moord op 3 ANC-lede in Knysna binne die bestek van slegs 2 dae het tot 'n groter polisieteenwoordigheid in die dorp gelei. Die voormalige Knysna burgemeester en huidige wijkraadslid van wijk 8, Aubrey Tsengwa, is Woensdag aand doodgeskiet. Die voormalige wijkraadslid van wijk 7, Mandla Matiwane, en ANC-lid en taksileier Mandla Chololo is ook donderdag aand doodgeskiet. Daar is gerugte dat sommige munisipale raadslede na plekke van veiligheid geneem is, terwyl die polisie probeer vasstel wie agter die moorde is en of die voorvalle enigstens verband hou met mekaar. Die polisie sê hulle volg verskeie leidrade op en het reeds mense ondervra. Niemand is nog in verband met die voorvalle in hegtenis geneem nie. The investigation team is working very hard around the clock in terms of ensuring that they are pursuing each and every lead that is here. Specifically now there is a lead that they are pursuing and they are working very hard in terms of that. What I can also say at this stage, we have specific people that we are questioning as a result of the lead that we are following. Die polisie ondersoek ook die moontlikheid dat die voorvalle polities gemotiveerd was. Dit is 'n sensitiewe periode waar ons voorafgaande met die verkiesing op die 4de November. En die rumors sê of die stories sê dat dit wel polities van aard is, maar daar's nog 'n groot ondersoek aan die gang en dit is in die hande van generaal Dianti en sy span. Die owerhede doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly terwyl die polisie met hul ondersoek voortgaan. Tanya Krause, SAK nuus, Knysna in die Weskaap. 2 persone van belang is deur die polisie in Kokompostad in die Oos-Kaap in verband met die moord op die 2-malige wêreldbokskampioen Solani Tete in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder, brigadier Nobuntu Kantana, sê die 2 mans wat 30 en 22 jaar oud is vroeër vandag in Kokompostad in hegtenis geneem na 'n operasie deur verskeie wetstoepassingseenhede. Kantana sê die polisie kan weens die sensitiewe aard van die ondersoek geen verdere inligting bekend maak nie. Die 38-jarige Tete is gisteraand buite sy huis in Mdantsane doodgeskiet. Tete se promotor, Mlandleli Tegimfene, sê hy het ten tye van sy dood besig om sy boksloopbaan te laat herleef nadat hy 4 jaar lank nie kon deelneem nie. Ja,
Zolan is gone. Yeah, no, he's gone. He's gone at a time when we thought that we were going to resuscitate his career once again after 4 years of him being banned. 21 days after his unbanning, Zolan is no more. We had plans. We had plans of him fighting on the 29th of November here in Orient Theatre. He's come back. Something that he has been waiting for. Inwoners van die Enkanini Township in De Aar in die Noord-Kaap sê hulle sukkel met toegang tot water. Die grond is 'n paar jaar gelede deur die inwoners beset en honderde informele huise is opgerig. Maar inwoners sê ondanks beloftes deur die Mtanjeni munisipaliteit het hulle byna geen toegang tot lopende water nie. Dis 'n daaglikse stryd vir Piet Mida, sy vrou en kind, om water te kry om in hulle daaglikse behoeftes te voorsien. Hy doen dit al vir die afgelope 4 jaar, terwyl hy droom van 'n baksteenhuis met lopende water. Dit is 'n moeilike storie, maar nou hoe moet ons nou maak? Ons moet nou almal kry die een tankie water. Nou moet ons mekaar kans gee. So werk dit dan. Kom ek hier is die miskien nou so 'n klomp mense, moet ek maar weer omdraai, gaan ek weer terug. Kom ek maar weer later, kom skep ek. Gaan hulle minder of niks as is nou. Nelly Swasona het dalk 'n baksteenhuis, maar haar stryd is dieselfde as die van Mida. Elke dag moet sy wag vir die watertank om water af te lewer. It's long time now she didn't have water. I think now it's 4 or 3 years now. She getting water there in Jojo, and the Jojo tank is not clean. She didn't sterilize the Jojo for us. Ek het baie wens om water by ons eie estate, want ek kan nie elke keer as op water kom skep en die kinders alleen los by huis, want hulle is klein babietjies wat ek moet alleen los by huis om so ver water te kom haal en die emmers is baie swaar. Jojo tanks is in die gebied geïnstalleer, maar inwoners sê dit is onvoldoende. Die Mtanjeni munisipaliteit betaal honderde duisende rande elke maand om water te voorsien, geld wat hulle nie het nie. The water that comes from that side is 32 kilometers from outside town, coming to the town to provide water. The pressure is where the problem is, because we are having an aging infrastructure. The pipe that is exposed to wind and sun, it's having leaks towards taking the water to the area. Met die verkiesing van 4 November wat voorlê, hoop inwoners hier dat die nuwe raad De Aar se langdurige lopende waterprobleme sal kan oplos. Ulrich Hendricks, SAK nuus De Aar, Noord-Kaap. Die uitvoerende burgemeester van die Johannesburg Metro, Dada Morero, sê die stad se volgehoue veldtogte om regulasies af te dwing, sluit nou ook kontroles in om te verseker dat arbeidswetgewing nagekom word. Morero en die minister van Arbeid, Nomakosazana Meth, het 'n reeks blitsinspeksies regoor die stad gehou. Onverwagte besoeke is gelewer aan besighede in die stad om te verseker dat hulle regulasies, arbeids- en immigrasiewetgewing gehoorsaam. Expect people to have lunch, expect people to be allowed leaves if they are sick, if they need to go for maternity leave and so on and so forth. So that's why we are here. In terms of the National Minimum Wage Act also, there is a minimum wage that must be paid, which is 30.23 cents per hour. Today is about compliance on the labor laws. So I'm here with the Minister of Labor to ensure that we check whether these businesses are complying with South African labor laws. Die minister was nie gelukkig met die toestande wat hulle gevind het nie. What we found here is shocking. There is a lot of things happening that are not in line with the expectations of our law. There is serious non-compliance across all compliance areas. We talk of the national minimum wage. People are paid 1,300 rand a week, which is far less than what is expected. Sakelei wat aan die verkeerde kant van die wet betrap is, sê hulle sal nou in hul spoor trap.
We were advised that it was 1.365, that it had been changed since, I think it was about a month ago. That's what we were advised. So we're going to be going back into it and checking it out. Morero sê veldtogte sal voortduur om Johannesburg 'n veiliger stad te maak. Bly ingeskakel vir nog van die dag se nuusgebeure in Afrikaans. Die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo is vandag amptelik gesluit. Die departement van Binnelandse Sake en die polisie het die perseel ontruim en verlaat. Dit volg nadat die interministeriële komitee oor migrasie opdrag gegee het dat die sentrum gesluit moet word. Die sentrum het in Julie amptelik begin om duisende ongedokumenteerde buitelanders te verwerk nadat burgerlike organisasies geëis het dat hulle die land moet verlaat. Duisende buitelanders het van KwaZulu-Natal, Gauteng en die Wes-Kaap gereis om vrywillig gerepatrieer te word. Buitelandse burgers van Malawi, Zimbabwe en Mosambiek is by die sentrum verwerk. En die kulinêre reis van 'n hoë spannings-elektriesien en chef van die Noord-Kaap het inwoners van die provinsie geïnspireer om hulle smaaklikste drome te verwesenlik. Andrew Benjamin, 'n selfgeleerde chef wat tans by Eskom werksaam is, het die hoofprys in 'n gesogte internasionale kookprogram gewen. Benji, wat voorheen tydelike kookgeleenthede of sogenaamde pop-ups reg oor die stad aangebied het met R1 miljoen en die hoogste eer weggestap. 'n Jalde verwelkoming vir die 40-jarige Benji, wat sy beste kookvoetjie voorgesit het en met sakke vol geld weggestap het. Dit het sy volgelinge se monde laat water. Benjamin sê kos maak is soos terapie. Dit beteken baie vir my en vir myself en ook vir my gemeenskap en die provinsie ook. Ek meen vir my persoonlik dink ek dat baie min mense weet van ons kos maak in die Noord-Kaap, ons tipe kosse en disse wat ons voorsit. En ek sal graag wil hê dat mense moet sien en ook 'n platform gee dat mense kan proe dat ons kan kos maak en ons maak ook lekker kos. Sy ontspanningstegniek het ontwikkel tot iets meer. Die afgelope jare het hy pop-up restaurante beman voordat hy aan die internasionale kompetisie deelgeneem het. Kos maak vir my is amper soos 'n bietjie van 'n terapie. Dit laat my afkoel, ek ontspan lekker so kos maak. En ek meen dit mag dalk snaaks klink omdat my werk is baie fisies en dit kan bietjie drainerend ook is. So vir my is kos maak tipe van ontspan. Dit mag wel snaaks klink vir ander mense, maar ek hou van kos maak en ek wil ook hê dat ander mense moet dit proe in die toekoms. Sy volgelinge soek nou hulle pond vleis. I've been following the show since the first episode and I think I could just tell that this time will be coming to our province. I think it's going to put us on the map because I think a lot of people don't see themselves as the Northern Cape appearing on national television and winning such a prestigious award as Benji did. This is a very good prize for Benji, for Northern Cape. We are so proud of him and bringing this big prestigious prize in Northern Cape. Beslis 'n allergaartjie. Benjamin weet daar lê nog groot dinge vir hom voor en beslis geen eier op sy gesig nie. Met meer eksperimente met geure en teksture wat beloof om nog vele smaakkliere te kill. Ulrich Hendricks, SAICanis, Kimberley, Noord-Kaap. Die Springbokke en die All Blacks is in 'n tuisstryd gewikkel op Ellis Park. Dit en ander sportnuus net hierna. En daarmee groet ons vanaand tot môre aan. Totsiens.